Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag en welkom by Step Up. Ek is Chantel en het is lekker om saam met jou oor die woord van die Here weer te praat. Het is Sondag en ons is op kruis kyk en ons doen wat ons moet doen en ons spreek die evangelie, dat die wat het hoor na die Here toe kan kom en die wat die Here al aangeneem het, dat hulle kan meer solied kan word in die teenwoordigheid van die Here en in hulle stap met die Here. Want hierdie om die Here te dien is 'n stap met hom. Jy moet met hom die ding uitstap, kerels. Ons moet die Here dien tot en met daar. Ons kan nie nou halfpad omdraai en sê, jy lyk het nie meer lissie. Nee, this is a covenant till death us do part. Dit is tot die dood ons skei. En dan daarna gaan jy oor na jou nuwe lewe toe in die gees in. So wanneer ons die Here aanneem as 'n persoonlike verlosser en zaligmaker, dan is dit 'n verewiging, Ek is in die boek van Rut en ons spreek van Januarie maand af al van oor Rut ek het hier en daar wil ek net 'n paar goed uithaal, maar hier's 'n ding wat ek wil gou noem, 'n boodskap wat ek gou met die volk wil deel. Jesaja 43, vers 18 en 19, en ons almal ken dit, maar is iets wat baie sterk op my hart is en iets wat ek graag met ons wil deel. Die Bybel sê, kyk, ek gaan 'n nuwe ding doen, kan julle dit sien nie? En as ons net kyk na daai skrif, kyk, ek kan julle dit sien nie, hy sê, vergeet die ou dinge. Moenie oor die ou dinge, do not ponder over the past things. Luister baie fyn, ek gaan 'n nuwe ding doen. I am about to do a new thing. En ek dink wanneer ons kyk na die woord I am, dan alles van I am praat oor God. En I am is, die Bybel sê, toe God vir Moses sê, gaan haal my volk in Egipte. Toe vra Moses vir God, wie gaan ek sê het my gestuur? Hy sê, gaan sê vir Farao, ek sê, ek is het jou gestuur. Hy sê, gaan sê vir Farao, I am who I am has sent you to go and get my people. Nou sê God in Jesaja 43, hy sê, vergeet die dinge wat agter jou is, mense. En as ons net na die skrif kyk, dan gaan jy sien, ons word baie keer teleurgestel met mense, ons word baie keer teleurgestel in omstandighede, ons was almal al teleurgestel. Mense het ons teleurgestel. Ons het mense teleurgestel. So dit is 'n feit wat ons nie kan uitroel nie, want ons is menslik. Ons faal, ons maak foute, ons doen dinge verkeerd, ek kruis dit weer reg, maar ek kruis dit weer verkeerd, en ons gaan aan. Maar die bottom line van die matter is dat ek en jy moet by 'n punt kom waar ons weet dat dit wat die Here vir ons instoor het, is baie groter as die fout wat ek gemaak het. Want weet jy wat, baie keer is ek opgehang of gestres, ek is uitgestres, ophang is die regte woord, uitgestres oor wat ek oor die fout wat ek gemaak het. Maar weet jy dat die fout gebruik God baie keer om
ek wil amper sê, as 'n stepping stone vir jou om in jou toekoms in te kom. Baie keer gebruik God die fout wat ek gemaak het, as 'n baken dat jy weet, ek moenie weer dieselfde fout maak nie. Ek moenie weer dieselfde ding doen wat ek daai jaar gedoen het nie. Of ek die karakter wat ek nou sien, is 'n karakter waarmee ek al klaar te doen was. So nou sê die Here, ek moet onthou, hy's besig met 'n nuwe ding. Hy sê, vergeet die dinge wat agter jou is. Vergeet hierdie ou bekleierery. Vergeet hierdie ou storieetjies wat ons het. Want baie keer kan jy nie eens vorentoe beweeg nie. Weet jy hoekom nie? Want jy is so opgewerk oor wat in die verlede gebeur het, dat jy kan nie eens die nuut embrace nie. Jy kan nie eens die nuwe embrace nie. Jy kan nie eens dit wat God besig is om vir jou te doen, te embrace nie. En ek voel in my hart om te sê, dat ons moet by 'n plek kom, waar ons sê, Here, ek moet in die nuwe ding kom. Maar weet jy wat? Ek wil vandag vir die boodskap bring om te sê, ek moet die nuwe ding in die Here kry. Ons gaan nie die nuwe ding wat die Here van praat, is nie 'n nuwe ding buitekant die Here nie. Die nuwe ding is 'n ding binne in hom, wat beteken ek moet my toevlug moet ek in hom vind. Ek kan nie sê, die Here doen 'n nuwe ding, kan jy dit? Nee, my mens, maar ek is in die wynwinkel en ek is besig om te oreer en ek is nee. Die nuwe ding is vir die wat uitgehou het en aangehou het, die wat gesê het, Here, ek gaan nie vertrou, al lyk die wêreld kom tot 'n einde, ek gaan nie vertrou, Here, vir my kind se redding, ek gaan nie vertrou vir my huis se herlewing, vir my huis se herstelling, ek gaan nie vertrou vir my man se redding, ek gaan nie vertrou vir my pa se redding, ek praat van, jy het aangehou. As ons kyk die jaar, toe ons 2 jaar wat ons COVID gehad het, dit het baie moeilik gegaan. Daar's mense wat 'n dip gevat het en betyd nog eens opgekom het. Daar is mense wat besighede verloor het. Daar's mense wat dit het regtig moeilik gegaan. Maar en mense wat gesê het, weet jy wat, ek kan nie meer nie, ek kan net nie meer nie. Maar dan sê die wat gesê het, Here, deur COVID, ek gaan nie vertrou. Ek het hierdie mens verloor. Ek het my familielid verloor. Ek het 'n werknemer verloor, ek het 'n werkgewer verloor, maar Here, ek maak 'n kopskuif, ek maak 'n keuse om U te vertrou, en ek dink, dis die ding wat die Here van praat. Nou sê hy vir ons wat dan uitgehou het en aangehou het, hy sê, kyk, ek gaan 'n nuwe ding doen, moenie eens dink aan die goed wat jy verloor het, want baie keer is jy bitter in jou hart oor goed wat jy verloor het, jy is bitter in jou hart, wat daai het my nog laaste in my rug gesteek, man, los, laat die mense aangaan en gaan jy aan. Die Here sê, vergeet die dinge wat agter jou is. Jy het daaruit geleer, jy het ontvang wat jy moet ontvang het, maar nou beweeg jy aan. En ek dink dis wat ek en jy moet vandag in ons kop kry. Ons moet 'n kopskuif maak en te sê, Here, ek bid vandag dat U my sal help en lei en leer, dat ek by die punt kom waar ek regtig waar sê, Here, ek weet dat dit met my gebeur, maar ek is nie meer gefokus daarop nie. Ek het 'n liefdesleerstelling gehad en daai vrou het laas met my man gejol in hierdie ene. Ek sê, Here, maak my los, sny my los, maak my vry, Here, van die goed wat my gaan weerhou om vorentoe beweeg. Ons het 'n paar weke terug het ons 'n bid hier gehad en die Here gee my 'n prayer point en hy sê, ons moet bid vir 'n rein hart, want 'n rein hart, die Bybel sê, ek dink is Psalm 24 wat sê, who can go to the mountain of the Lord? Those who have a pure heart and clean hands. En baie keer dan stop ons eie deurbraak, van my hart het bitterheid in, my hart het jaloesie in, my hart het haat in, en dan wonder jy, maar hoekom kry jy my deurbraak nie? My deurbraak kom nie, want ek het bitterheid in my hart, my deurbraak kom nie, want ek het jaloesie in my hart, my deurbraak kom nie, want ek het nog haat in my hart in, en onthou net, daai ding wat in jou hart is, kan jy wegsteek vir die hele wêreld, maar jy kan hom nie wegsteek vir die Here nie, en dis waar ons die fout maak, want ons calculate nie die Here in ons lewe nie, ons calculate 'n klomp goed, ek dink, niemand weet toch, ek is jaloers op my suster, maar die punt is het maak nie saak wat die mense weet, die probleem is die Here weet, en die probleem is, my hulp kom van die Here af, my hulp, die een wat die deur van my gaan oopmaak, is die Here. So die mense gaan in elk geval nie vir jou deur kan oopmaak nie. Die een wat die deur oopdraai en die sleutel en die hand vas om die deur oopmaak, daai persoon wat God gebruik om kanale oop te maak en om deure oop te maak in 'n mens se lewe, daai mense word gestuur deur God. Hulle is daai mense, daai wat God
net vir jou wonderwerke doen. Dis God se plan, is nie jou plan nie. Is nie 'n mens wat besluit het hulle wil aan jou guns bewys nie. Dis die hand van die Here. So ek moet rein wees voor God. My hande moet skoon wees voor God. Dan sê ek gaan 'n nuwe ding doen. Kan julle dit nie sien nie? Hy sê baie keer sit jy en dit is ek kom nie gee jou tekens van 'n nuwe ding. Tekens van 'n nuwe ding is jy's in conversation. Ek dink ek het 'n paar weke ook terug ook gesê. Jy's in gesprekke met mense wat jy nog nooit in was nie. Jy ontmoet mense wat jy nog nooit geken het nie. Jy praat in kringe van mense wat ek wil amper sê wat boek aan jou vuurmaakplek is. En dit is tekens dat God is besig om 'n nuwe ding te doen. Jy staan in gesprekke waar mense van praat, nuwe projekte, nuwe uitbreiding, nuwe goed wat moet gebeur. Die Here is net besig om goeders te doen, mense. En ek en jy kan nie nou sit met haat in my hart en hartseer en teleurstelling. Nee, my mens, hierdie is die plek, as jy my nog gehoor het, hoor my vandag. Hierdie is die plek nou, waar jy jou moet losmaak van teleurstelling, wat niks vir jou gaan baat in die toekoms nie. Jy moet daarvan leer in jou verlede, en jy moet vorentoe beweeg. Jy moet leer waarvanaf jy kom, en jy moet vorentoe beweeg, en jy moet vir die Here vra, om hierdie seisoen jou hart te rein, en jou hande skoon te maak, en om jou verstand te vernuwe, en om jou oë oop te maak, en om jou ore oop te maak, want die Here sê, jy het nie meer tyd om met mense kwaai vriendskap te lewe nie. Jy het nie tyd om met iemand te sê, hoe maar jou kind het werk gekry, en my kind het nie met dierbare, nee. Jy moet jou storie los, jou storie moet jy heeltemal los. In die eerste plek dat jou kind gaan, na die plek toe die werkloop kry, so dat jou sê jou kind, hoekom hou julle ander mense dop, gaan in loop kry die ding, hoekom, want as die hom gekry, dan moet hulle ons vir jou ook moes 'n antwoord hê. Ons hou te veel mense dop, en mense maak, dat jy later die hele ding mis. En ek wil vandag vir mense sê, vir ons wat vandag ingeskakel is, ons moet die Here vra vir leiding, ons moet die Here vra om vir ons rigting te gee, ons moet die Here vra, dat Here, wat is die nuwe ding, wat U besig is om vir my te sê, wat bid daarin en sê, Here, miskien het ek 'n understanding, of ek dink, ek verstaan wat die nuwe ding is, maar miskien, my mens, het jy nie eens 'n idee, wat die Here wil doen nie. Ek besef dat, weet jy wat, God het 'n gesprek met Abraham, in Genesis, en Abraham sê vir God, ek het almal hierdie rykdom wat U my mee geseën het. Hy sê, maar wat gaan ek daarmee maak? Ek dink is in hoofstuk 15. Hy sê, van wie sal ek het gee? Gaan ek vir Eliezer gee, die een wat my regterhand man is? Gaan ek almal my rykdom aan hom bemaak, want ek het tog nie 'n seun nie? So, want in die gesprek, weet jy wat antwoord God vir Abraham? God antwoord vir Abraham. Abraham praat hierdie kant toe, God het hierdie gesprek. Abraham is in 'n nou ding. Abraham sê, Here, wie gaan ek my diere voorgee? My land, wie gaan ek aan? God antwoord vir hom so. God sê vir hom, Abraham, jy gaan sterwe in 'n baie ou age. Jy gaan sterwe oud. En jou nageslag gaan in exile gaan, hulle gaan in gevangene gaan in Egipte. Maar moenie bekommerd wees nie, na 400 jaar gaan ek hulle uitbring, en ek gaan hulle uitbring met rykdom uit Egipte uit. So, Abraham praat van, wie gaan my skape erf? God praat met jou nageslag, gaat in gevangenis wees, in exile wees in Egipte. Maar moenie bekommerd wees, Abraham, hulle gaan uitkom met rykdom, met goud, hulle gaan uitkom. Na 400 jaar gaan ek die volk van Israel gaan ek uitbring. En het lyk, die gesprekke maak nie sin nie. Abraham praat een ding, maar God praat 'n ander ding. Want weet jy wat, Abraham het gepraat van die bietjie goed, wat God hom mee geseën het, en was baie, was ook nie bietjie nie, was baie. Maar wat, die rede kom ek sê bietjie, in vergelyking wat God nog na hom toe gaan bring, lyk dit soos 'n druppel in die emmer, in vergelyking dit wat God aan Abraham gaan toevertrou. Abraham praat oor 'n seun. Hy sê, ek het niemand wat ek kan my inheritance oorgee nie. Hy praat oor, ek het niemand, beteken, ek het nie 'n kind nie. En God sê vir hom, ek gaan jou hele nageslag, gaan ek uit Egipte uitbring, waar hulle in slawerny was, vir 400 jaar. Die gesprekke lyk, hoe lyk hierdie gesprek? Die een sê so, die ander sê so. Maar wat God oor praat, is God praat oor Abraham se nageslag, se nageslag. Hy praat verby Abraham se erfporsie, en hy praat oor 'n nasie
Abraham praat oor 'n mens en God praat oor 'n nasie. En dit wat ek jou vandag wil sê met dierbare is, wanneer God praat, God se wee is tog nie jou wee nie en sy gedagte is ook tog nie jou gedagte nie. Jy praat van een huis en God praat van 'n estate. Jy praat van een besigheid en God praat van besighede. Jy praat van 'n kind en God sê kinders. Jy praat van 'n mens en God praat van 'n nasie. So wat ek jou vandag wil sê is, as God sê, kyk, ek gaan 'n nuwe ding doen, my dierbares, kom ek sê vir jou nou klaar, jou en my brein kan dit tog nie handle nie. Dit is nog net soos dit is. Ek en jy moet gaan bid en sê, Here, gee my die understanding van die nuwe ding. Laat my verstaan wat U bedoel met 'n nuwe ding. Laat my verstaan wat dit is wat U sê, want my nuwe ding is, ek gaan 'n nuwe werk kry, of ek gaan 'n nuwe pos kry, of ek gaan swanger word, of ek gaan 'n huis koop. Here, dit is my kop, dit is wat ek dink. Maar wanneer God sê, ek gaan 'n nuwe ding doen, my mens, dan kan jy maar na die Here toe gaan. Ons almal moet na die Here toe gaan, want ek moet vir die Here gaan vra, Here, wat sê U vir my? Wat wil U vir my sê? Wat wil U vir my sê in hierdie seisoen? Wat is die nuwe ding wat U in my gees in wil los? Wat is die nuwe ding wat U wil vir my doen in my leeftyd in? Wat is die nuwe ding dat want U praat nie net van 'n kind nie, U praat van 'n nasie. U praat van my bloedlyn, U praat van my nageslag. As jy lees Openbaring 3, die Bybel sê, die deur wat die Here oopgemaak het, niemand kan hom sluit nie. So ek en jy moet rus in die punt in dat wanneer God jou 'n ding beloof het, kan niemand dit vir jou van jou afvat nie. Ek dink baie keer beklei ons so vir 'n posisie. Jy beklei so vir hierdie ou kantoortjie dat jy is nou net met hierdie kantoor. My mens, die ding en dit is wat ek altyd vir myself sê, wanneer God my roep om iets te doen en hy sê vir my, ek moet 1, 2, 3 doen, dan die eerste ding wat jy moet doen is, Here, gee my 'n woord. Gee my 'n woord vir wat U vir my nou sê om te doen. Want hier is die rede hoekom jy 'n woord maak. Jy maak 'n woord sodat die woord gaan die ding hou. Die woord gaan jou besigheid hou. Die woord gaan jou huwelik hou. Die woord gaan jou kinders hou. Die woord gaan die omstandighede by mekaar hou. Dinge kan uit mekaar uitval, maar dit is die woord van God wat jou lewe met mekaar gaan hou. So wanneer jy 'n huis koop, koop hom op grond op die woord wat God gegee het. As jy 'n besigheid koop, koop hom op grond van 'n woord wat jy by God het. Want as die wêreld draai, sê Here, maar U woord het gesê. Dan kom ek sê vir jou, die hemel en die aarde sal verbygaan, dit sê die Bybel, maar my woord gaan staande bly. So wanneer COVID kom, soos COVID gekom het in die verlede, ons bid tot God, hy sal nooit weer terugkom nie. Maar soos wat hy gekom het en het gegaan en mag hy nooit in sy lewe weer kom nie. Toe hy kom en hy slat hy het nie die land geslat, hy het die wêreld geslat. Daar is sekere mense wat gesterf het en is dat die mense wat nie gesterf het nie. En dit is nie omdat jy gesond geword het van 'n pil nie. Jy het gesond geword omdat God jou gesond gemaak het. Ons is vandag hier. We are the survivors of the land based on what God said. Omdat my lewe is nog tot 'n einde nie. Ek moet nog, daar's 'n nuwe plan wat God gereed het vir my. Daar's 'n môre. Daar is 'n môre in my lewe en dit stop nie nou nie. Dit stop nie oormôre nie. Dit stop wanneer God sê dit moet stop. Soos die Here sê, ek gaan vir jou 'n nuwe ding doen. My kind, dan kan jy dit maar vat. Dit is 'n nuwe ding wat God gaan doen. So ek en jy moet kom by die plek waar ons sê, Here, ek kom na U toe en ek vra vir U, wat is die nuwe ding wat U in my wil doen, wat U deur my wil doen en wat U vir my wil doen? Wat is die nuwe ding wat my familie gaan beïnvloed? Wat is die nuwe ding wat my generasie gaan beïnvloed? Wat is die nuwe ding wat my stad gaan beïnvloed? Wat is die nuwe ding, Here, sodat ek my klaar kan begin posisioneer vir dit wat U sê. Laat ek begin dink in die way soos wat U wil hê ek moet dink. Laat ek nie bid vir 'n brood, laat ek bid vir die bakkery. You know what I'm saying? Laat ek nie nou bid vir, Here, ek wil nou net 'n karretjie hê nie. Nee, ek moet nou 'n quantum van kry. Here, ek wil nie nou bid. Baie keer bid jy vir 'n kar, sê die Here bid vir 'n plane. You get what I'm trying to say. So God se wee is soveel groter. Ek en jy moet sê, Here, vernuwe my mind, renew my mind, dat ek kan droom uit U hart uit, dat ek kan droom uit U oë uit, dat ek kan droom uit U mond uit, dat ek kan droom uit U hart uit, dat ek hierdie ou klein droompies het wat ek het, wat ek nou dink is kan maar so is glad nie groot nie, my mens. Ons moet dink, die Bybel sê,
ek gaan 'n nuwe ding doen. Dit beteken, daai ding wat God sê, het ons nog nie van gehoor nie. Die ding wat die Here van praat, is 'n nuwe ding wat ons nog nie, ons het dit nog nie gehoor nie. Want 'n nuwe ding is 'n nuwe ding, maar dit beteken nie, die nuwe ding is nie vir God nie. Dis nie vir God nie. Die nuwe ding is 'n ou ding by God, maar hy kom maak hom nie by ons. Die nuwe ding is, ek wil hê jy moet instap in hierdie deur in, wat jy nie eens geweet het is daar nie. Jy moet stap, jy moet inkom, want wat ek nou gaan doen is beyond jou. Wat ek nou gaan doen is bokant jou. Wat ek nou gaan doen is verby jou. Wat ek nou gaan doen is iets wat jy moet inbid. Jy moet kennis kry oor hierdie ding wat ek nou gaan doen. You get what I'm saying? Jy moet kennis kry, jy moet wysheid kry, jy moet insig kry oor die ding wat God nou gaan doen. So jy en ek moet wakker word. In die Kaap het ons 'n spreekwoord, jy moet wakker slaap. So jy moet wakker slaap oor wat God nou gaan doen. So jy kan nie met jou ou gedagte 'n nuwe ding doen nie. Jy kan nie met jou ou kop in die nuwe ding. Jy moet in die nuwe ding kom nuut. Jy moet sê, Here, ek weet nie hoe om met 'n besigheid te werk nie. So Here, U moet my nou leer, en dan begin jy te leer. Dan begin jy jouself verskerp en jy bid en jy vra die Here om jou te lei in jou wysheid te gee. So jy kom nie in met 'n nuwe ding met 'n ou gedagte nie. So wat ek jou nou wil sê is, as die Here vir ons vandag sê, ek is besig met 'n nuwe ding, dan moet jy nou binne kamer kom met dierbare, en jy moet vir die Here vra, Here, ek weet nie wat die nuwe ding is nie, ek weet nie waartoe gaan nie my vat nie, ek weet nie hoe ek daar gaan kom nie, ek weet nie die mense met wie ek gaan koffie drink nie, ek weet nie wat 'n gas is ek gaan slaap nie, ek weet nie wat 'n plane ek gaan ry nie, maar kry my geestelik gereed, kry my mentally gereed, maak my spraak gereed, maak my stap, laat ek anders begin aantrek, based op wat U sê. Based op wat U sê. Amen. So hierdie goeters is goed met dierbare, wat ek en jy moet ons moet vooruit gaan, ons moet hierdie ding vooruit bid. Ons moet nie die ding ons onkant vang nie. Begin kry jouself reg. Begin kry jouself, trek jou anders aan, begin praat anders. Moenie net ek wil amper sê los gesprekke hê nie. Moenie los praatjies hê met mense wat op pad is nêrens nie. Jy moenie met mense nou praat wat nêrens toe gaan nie. Jy moet met mense praat wat 'n visie het, mense wat 'n toekoms het, mense wat besigheid praat, mense wat wat geld praat, mense wat geloof getaal het, mense wat sê die Here sê, mense wat sê die gebed van die regverdige. Jy weet wat ek sê. Jy moet nou praat met mense wat sê, my suster, kom ons gaan in ons binnekamer toe, kom ons gaan praat met die Here. My suster, kom ons vat hierdie ding na die Here. Hierdie plan is tog te groot, ons kan tog nie met hom uitwerk nie. Die Here moet ons nou 'n antwoord gee. Kry vir jou mense wat 'n geloofstaal het. Kry mense, daai persoon kan 'n R20 in die bank het, maar hy het 'n visie op hom wat skrik van niks. Hy het 'n visie die troonkamer uit van God. Jy moet met sulke mense doen, dat jy kan op pad iewers heen is. En dis die nuwe ding wat die Here sê, jy moet in dit kom, jy moet 'n kopskuif maak, jy moet 'n lewensverandering maak. En dit is nie net vir jou nie. Dit is vir jou kinders, dit is vir jou kinders se kinders, dit is vir jou nageslag, dit is vir jou mense, dit is vir die dorp, dit is vir die genesing van die land, dit is vir genesing van jou generation. En dit is wat ek en jy moet sê. Wanneer God praat van 'n nuwe ding, hy praat nie net van jou huisie, hy praat van almal rondom jou, want die koninkryk is mense. Die koninkryk is nie 'n empire wat ek en jou self begin ryk werk nie. Nee, die koninkryk is waar God se mense voordeel trek uit wat God in jou lewe doen. Dat hy jou gaan bless, moenie 'n fout maak nie, maar dat anders kan benefit van die seën van die Here wat ryk maak. So party van ons moet vooruitstap, dat die wat agterkom geseën kan wees. Ek hoop jy hoor wat ek vir jou van vandag sê. Ek hoop jy hoor wat die Here vir ons wil sê. Ek moet huis toe gaan, jy moet huis toe gaan en sê, Here, wat is die nuwe ding wat U sê? En begin bid in die gees, dierbares, begin bid in die gees vir die nuwe ding wat die Here doen. Mag die Here jou seën, selfe plek, selfe tyd volgende week. Die Here seën jou.